We praise you, Father. We praise you, Father. We exalt you. We magnify you. Who is there like you, oh God? There is none. No one else, Lord, compares to you. Ons prys die naam tot in alle ewigheid. Halleluja aan die koning. Halleluja aan die Seun van die Allerhoogste God. Eer aan U en ook aan U, o Heilige Gees. Deur al die eeuwe heen is U waardig om aanbid te word. Ons vermoedig ons voor U troon. U is waardig, so onwaardig. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Prys Jesus naam in die hoogste hemele. Prys sy naam tot in alle ewigheid. Ek is so bly dat U saam met my gekom het na hierdie tyd van samekoms, waar dit nie gaan oor 'n mens nie. Ja, amen. Die vyand wil bitter graag die hele evangelie omdraai vandag deur die mense te laat glo dat die mens is belangrik. En hoe wonderbaar is die mens en hoe ons mekaar moet vereer en mekaar moet voorgaan en ek sê nie daar is ruimte vir dit nie, maar broer en suster, het die kerkwêreld nie verander waar dit nou so mensgesentreerd geraak het dat God is in die agtergrond. Mag hierdie oase wees waar mense nog kan kom en met die ware God ontmoet. Waar ons nie uur en 2 ure spandeer om vir die mense te vertel hoe wonderlik jy is nie. Maar waar ons mekaar kom herinner aan hoe heilig God is. Amen. En hoe groot en almagtig hy is. Mag mense altyd hier uitstap met die wete, we serve an awesome God. Amen. Amen. God who watches over us. God who cares. Yes. Mag U vanmôre met U God ontmoet. Amen. Amen. Halleluja. Ek het hom so lief. En ek weet U het ook. Ons in die laaste 2 weke het ons met mekaar gepraat oor die feit dat die Here vir ons geleer het dat hy gelei het. Baie dankie Dion. Dat die Here gelei het en soos wat hy gelei het, so sal sy kinders ook lei. Omdat ons leef in 'n wêreld wat ons vyandig gesind is. Amen. Omdat ons leef in 'n wêreld wat alles wat heilig is, alles wat regverdig is, en dat hulle in oppositie daarteen staan. Ja. Die oomblik wanneer jy wil verklaar God se geregtigheid en God se heiligheid, dan is daar teenkante. Want die God van die wêreld wil alles wat heilig is ontheilig. Daarom is daar lyding. Maar ons ly met vreugde. Ons ly met die oog op die ewige hoop wat ons het in Christus wanneer hy sy koninkryk op aarde gaan vestig. Nou broer en suster, in die tyd was daar 'n individu, ek gaan nie 'n individu se naam noem nie, want ek weet dit gaan nie oor hom nie, maar wat 'n gedig geskryf het met hierdie laaste 2 weke se boodskap en gedagte, en dit het my so diep geraak en ek het sy toestemming gevra of ek hierdie gedig kan voorlees. So ek wil dit graag van u net lees, luister daarna en ek is seker dat die individu sal nie omgee nie. As u hierdie gedig graag ook op u foon wil hê, dan kan ons dit vir u stuur. Dan het jy dit sommer by u. Maar hoor net hierdie woorde. Die vraag. Hy staan nou by die boonste kamer se deur. Nooi my om hierdie geleende vrede te los. Wys na die donker vallei se skeur,
waar gemak eindig en druk jou bos. Ek het die liedere gesing, gebede gesê, sy naam geklein in kerslig se skyn. Maar nou vra hy, of ek sal waag om te tree, agter hom aan die nag in. Die vallei wag. Onder my lê die Kidron se diep, daai begrafplaas skadu kloof, waar al my sekerhede gaan slaap, en vrees word die pad wat ek loef. My familie se stemme roep my terug, my logika skree dat dit mal is. Man, my bibberhande soek wat ek ontduik, die moed vir hierdie afdraand baan. Die oliepers loer. Verby die duisternis wag die pers, daai tuinbrood van verpletter klip, waar ek my eie ja moet fluister, eers en die gebed bid, nie myne nie, maar u greep. Ek het hulle kruise sien dra daar, ek het die bloed sweet op die grond gesien, ek weet wat wag in Getsemane sal hê plek daar, die gewig wat breek, die wiel wat maal en verdien. Wat sal dit kos? Om hierdie kamer te los sal my alles kos. Dalk my ma se seun verloor, dalk my pa se teleurgestelde stem se dros, dalk 'n vriendskap wat die prys betaal, swaar. Die werk wat ek gehou het, die naam wat ek gemaak het, die toekoms wat ek in ink geskets het, braak. Die gemaklike bed waar gebede geslaan, die vlak geloof wat bang is vir die rand se val, ja. Maar wat as olie? Maar wat as uit my verpletter vloei die olie wat 'n ander se lamp aansteek? Wat as my dogter se dogter groei met kennis van God wat ek in daai klein ontmoet? Wat as my breek die gebrokenis genees, my duisternis die verlorenes lei na dagbreek se lig, my stilte onder die druk die waarheid wees wat die moedeloos aanhou, reg? Ek hoor hom loop. Hy loop nou, ek hoor sy voete gaan afdraai na die skadupad se trek. En iets in my weet om hom te ontmoet daar bemaan. En die vallei is oneven om lewend te bly uitgestrek op maniere wat hierdie kamer nie kan hou. Om die lewe te vind wat ek daar sal verloor, om my vrees te draai na iets getrou, 'n gebed wat my verpletter tot gebed, my broer. My antwoord, so ja, ek sal gaan, al gryp die skrik, ja, ek sal afdaal, al wag die donker daar, ja, ek sal die oliepers se druk laat dik belei, wat my Jerusalem haat, kaal en klaar. Ek kies die vallei bo die vrede se rus, die verpletter bo heel bly se gemak, die dood wat die ware vryheid rus, die kruis, die beker, die oorgegee siel se pak. Here, tel elke haar wat val daarbo, terwyl ek afloop na Kidron se vloer. Ek los nou hierdie geleende mure, so ek's joune, ek's verpletter, ek's olie, ek's uitgegiet, ek's deur. So. Julle is welkom as julle hierdie gedig wil hê, ek sal dit vir julle vooruitstuur. Ja, in die Kidron vallei, die vallei van beslissing. Hoe ons daar gaan beweeg, dit sal beslis waar ons opeindig. Moenie weghardloop van die lyding nie. Ja, die olie, ons is die olyf wat uitgedruk word. Net soos wat Jesus in Getsemane uitgedruk word in die pers van God se toring, toe sy toring op sy eie seun gekom het vir die sonde van die wêreld. Die wêreld haat ons. God se toring sal hulle ook eendag tref, maar op hierdie stadium woed hulle toring uit op ons, maar ons moet gewilliglik ons knie buig en sê, Here, U wil geskied. Mag dit ons elkeen se getuienis wees. Amen. Vanmôre wil ek u neem na Hebreërs hoofstuk 7. Goed, is hier by Hebreërs 7? Ons het gesê, hierdie jaar praat ons oor Jesus Christus.
en hom as die gekruisigde. En ons gaan vanmôre praat oor Jesus Christus, ons Hoëpriester. Is hy by Hebreërs 7? Ek sien my vriendin Martie is hier vanmôre, nie so ek gaan nou self lees. Hebreërs 7 en ons lees vanaf vers 23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red. Halleluja! He is able to save die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Amen. Dankie Here vir hierdie skrif wat sê dat u volkome red. Amen. Die wat deur u tot God gaan. Omdat u vir altyd leef om vir ons as intercessor in te tree. Ons loof u naam en ons eer in Jesus naam. Amen. Broer en suster, hier in Hebreërs 7 word Jesus Christus aan ons bekendgestel en voorgestel as ons groot Hoëpriester. Die doel en die taak van die priestersambt was in eenvoudige terme om daardie individu te wees wat die groot kloof wat daar bestaan tussen God, die lewende, die waaragtige, die almagtige, die alwyse, die alwetende God, om die kloof tussen daardie God en die mens te oorbrug. Watter kloof is dit wat oorbrug moet word? Dis die kloof wat ontstaan het weens ons as mens se ongeregtighede. Wees ons as mens se sondes. Wees ons as mens se rebellie teen God se wil, deurdat ons sê, soos ek wil en nie soos u wil nie. En dit was die sonde van die mens, die ongehoorsaamheid van die mens, wat 'n kloof veroorsaak het tussen God en mens. Is dit nie wat Jesaja 59 vers 2 ons leer nie? Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur gevorm tussen my en julle. Liewe vriende, ons moet dit onthou. Dat die Here is so wonderbaar. Hy is so groot. Hy is so heilig, Lord, hy is so heilig, dat dit onmoontlik is vir die mens om in sy menslike toestand, in sy stoffelike toestand, of vir die mens om eers naby aan God te kan kom, sonder 'n tussengang. It's not possible. Jy kan die mens wees, jy kan in jou oë sê, ek is 'n goeie mens, ek het goeie werke, ek kan verwys na al die goeie dinge wat ek doen, ek kan verwys na my gehoorsaamheid, dat ek aan alles poog om aan God gehoorsaam te wees. My liewe vriend, niks wat jy doen sal jou ooit in 'n posisie kan plaas waar jy voor 'n heilige God sal kan staan in jou eie krag nie, in jou eie goed doen nie. Selfs Jesaja, wat God se werk gedoen het, wat 'n raadgewer was in die koning se paleis, toe hy die dag met God ontmoet, daar in Jesaja 6, toe sê hy, vee my,
Ek is 'n verlore mens, ek is onrein, ek is 'n man wat onrein van lippe is. Die oomblik toe hy homself sien in die lig van wie God is, toe hy 'n openbaring kry van wie God werklik is, toe besef hy hoe onrein hy is. Jy sien, ons dink baie keer ons is so goed wat ons was lanklaas, indien ooit, in God se teenwoordigheid. Jesus. Dan kan jy maklik vergeet wie jy is Amen. en wie hy is. Miskien is dit tyd dat jy weer die tyd uitkoop Glory to my Lord. en jou binnekamer sit hier sluit. Yes, Lord. En jou God wat in die verborgene is gaan ontmoet, Amen. sodat hy hom aan jou kan openbaar. Dit is onmoontlik om met God gemeenskap te hê in jouself, Yes. sonder die bemiddeling van 'n tussenganger. Jesus. En dis as gevolg van dit, my ou vriend, dat die God van die hemele sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om as ware 'n brugbouer te wees. 'n Brugbouer wat die kloof kan oorbrug tussen 'n heilige God en 'n sondige mens. Yes. Jy sal onthou daar in Genesis die 28ste hoofstuk, as jy gaan lees, dis die verhaal van Jakob toe hy weggevlug het van sy broer Esau, uit vrees vir sy lewe, omdat hy sy broer om die bos gelei het, en sy eersgeboorte reg het hy van hom geroof. En hy het gevlug van Beersheba, ja, waar hulle gebly het. En hy het noordwaarts gevlug daarna in die rigting van Assirië na Laban. Sy ma Rebekka se broer het daar gebly. Sy ma het vir hom gesê, gaan daar na my broer toe, daar sal jy veilig wees. En op weg na Haran toe, daar na Syrië, wat 'n ver pad was, het hy moeg geword. En hy was so 'n paar kilometer aan die kant Jerusalem, in die rigting noordwaarts. En hy het daar 'n klip geneem in 'n baie droë en dorre area. Daar was niks. Dit was 'n droë en dorre plek. Daar was niks daar wat jou eers aan God sal herinner nie, want dit was net woestyn en klip. En daar het Jakob sy kop neergelê. En hy het aan die slaap geraak. En maar in Genesis 28 lees daar vanaf vers 11 sien ons, en hy het 'n droom gehad. En wat het hy gedroom? Hy het gesien 'n leer wat reik van die hemel af aarde toe, Yes. met God wat bo in daardie leer staan, en engele wat op en af klim op daardie leer. En toe Jakob wakker word, waar hy aan die slaap geraak het, onbewus dat God is ook in daardie omgewing, waar dit lyk asof daar niks is, het hy skielik bewus geraak, God is hier. Toe hy aan die slaap geraak het, was hy nie bewus van God se teenwoordigheid nie, maar toe hy wakker word, was hy bewus van God se teenwoordigheid. En daardie leer waarvan hy waarvan hy gedroom het, daardie leer figureer weer wanneer jy na Johannes die 1ste hoofstuk toe gaan. En Filippus vir Nathanael gaan roep daar onder die vyeboom en sê, kom hier, kom kyk, ons het die seun van Dawid ontmoet. En toe sê Filippus vir hom, of toe sê Jesus vir Filippus, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Vir Filippus van Nathanael. En Nathanael herken toe dat hy is die seun van Dawid. En wat sê Jesus vir hom in vers 52? Hy sê, van nou af sal jy die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. En wat Jesus daardeur vir Nathanael sê is, Nathanael, ek is die leer. Ek is die brug wat die God Vader van die hemel aan die mens kom verbind.
Jesus is Jakob se leer, waarvan hy gedroom het. So Jesus is die brug. Hy het gekom om die brug te bou tussen God en mens, en vandag is hy die brug waardeur ons toegang het tot God die Vader. Amen. Jy sal onthou vir Job. Ons weet die tragedie wat Job se lewe getref het. En toe Job alles verloor het, en hy sit daar op 'n ashoop besig om sy wonde en sy swere te krap met 'n pot skerf. En sy vriende Sofar en Bildad en Elifas en Eli vir hom probeer preek. Maar nie een van hulle het regtig vir hom die regte raad gegee nie. Ja. Maar daar was een, sy naam was Bildad. En hy het met Job gepraat daar in Job 8. En hy sê vir Job basies in hierdie terme: Job, jy moet net met God regmaak, man. Daar's sonde in jou lewe, dis hoekom die goed met jou gebeur het. Daar's sonde in jou lewe, maak reg met God en jou lyding sal stop. Jou lyding sal iets van die verlede wees. Dis maar eintlik wat almal van hulle sê. Daar moet iets wees wat jy gedoen het, Job, wat gemaak het dat die goed jou tref. Maar wat was Job se reaksie? Lees dit gou daar in Job 9. Daar in vers, dink is 27. Hy sê, Job antwoord hierdie vriend Bildad, hierdie sogenaamde vriend. Robert sê, with friends like these, who needs enemies? Hy sê vir hom, as ek sê, Job 9 vers 27, ek wil my geklaag vergeet, my droewige gesig laat vaar en vrolik word, dan is ek al bang vir my smarte. Ek weet dat U my nie sal vryspreek nie. Ek sal tog skuldig wees. Waarom sal ek my dan te vergeefs afmat? Al was ek my met sneeu en reinig ek my hande met loog, dan sou U my in 'n poel indompel, sodat my klere van my 'n afskie kry. Selfs sy klere afskie in hom het. Hy sê, want hy is nie 'n man soos ek, dat ek hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou kon gaan nie. Hoekom nie? Hy sê, want daar is geen skeidsregter tussen ons, wat sy hand op ons twee kan lê nie. Job sê, hoe kan ek tot God nader? Hoe kan ek selfs na God toe gaan en my saak voor hom verdedig, of my skuld aan hom beken? God is te heilig, God is te ver, God is te groot. Hy is te ontoereiklik. Hoe kan ek voor die gereg na God toe gaan? Hy sê, daar is nie 'n skeidsregter wat sy hand op my en op God kan plaas. En wat Job hier besef is, hy het ingesien dat die kloof wat veroorsaak was deur die ongeregtigheid van die mens en 'n heilige God is te groot, en dis onmoontlik vir die mens om met God kontak te maak as gevolg van hierdie kloof. Job het besef, daar is iemand nodig, 'n tussenganger, 'n middelaar, 'n skeidsregter. Die King James gebruik die woord 'n daysman. Iemand wat God kan aanraak en die mens kan aanraak. En Job het gesê, waar is so skeidsregter? Ek wil u herinner aan die woorde van Moses, toe hy die volk toegespreek het, daar in Deuteronomium die 5de hoofstuk, en waar hy die volk herinner het, van die dag toe hulle by Sinaiberg kom, daar in Exodus 19, en God homself
eers aan Moses geopenbaar het. God sê vir Moses, kom op na die berg, maar jy beter seker maak dat die volk nie aan die berg vat nie. Want as 'n mens of 'n dier aan hierdie berg raak, wanneer ek aan jou verskyn, sal hulle sekerlik sterwe. En hoe Moses teen daai berg opgeklim het, en hoe God neergedaal het in 'n wolk en 'n vuurkolom. En ons weet dat daai berg het gebewe. Ja. En die weerligte het geslaan. En toe die volk dit sien, was hulle absoluut vreesbevange. Toe hulle die grootheid van God aanskou. En hulle hoor hoe God met Moses praat. God het so hard gepraat, dat daai hele vallei het gedreun. Van die stem van God, van die berg. En Moses herinner die volk in Deuteronomium 5 van daai gebeurtenis. En hy herinner hulle wat hulle gesien het, en hoe vreesbevange hulle was, toe hulle dit gesien het. Want jy sien, ons kan soms vergeet, wanneer tyd verbygaan, dan vergeet ons van daardie ontmoeting wat ons met God gehad het. Die dag toe die Here jou siel gered het. Die dag toe jy met God ontmoet het. Die dag toe jy sien hoe groot en hoe heilig en hoe wonderbaar hy is. Ons raak gemaklik. En ons kan maklik vergeet met wat God het ons te doen. En Moses herinner die volk. En kyk wat sê hy vir hulle in Deuteronomium 5. Kom ons blaai gou so. Daar in vers 23. Hy sê vir hulle, en toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes. En julle het gesê, kyk, die Here onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien. En ons het sy stem by die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer. As ons die stem van die Here onse God nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor gespreek het soos ons en in die lewe gebly het? Gaan u, nou sê die volk van Moses, Moses, gaan u naderby en hoor alles wat die Here onse God sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Here onse God met u sal spreek en ons sal dit hoor en doen. Die Here het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het. Toe sê die Here vir my, ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk wat hulle met jou gespreek het. Dit is alles goed wat hulle gespreek het. Broer en suster, dit was by daardie geleentheid toe die volk vir Moses sê, Moses, gaan jy na God toe? Gaan hoor jy by God wat hy wil sê vir ons. En dan kom jy terug en jy kom sê vir ons wat God sê. Dis by daardie geleentheid waar die priestersamp gebore was. Hier kom die volk, hulle vrees vir hulle lewe, want hulle het die grootheid van God gesien. En hulle sê vir Moses, Moses, gaan jy vooruit. Gaan praat jy met God. En dan kom jy terug. En dan kom vertel jy vir ons wat God sê. Die priestersamp was in die lewe geroep onder die Moaïse wet. Moses sou na God toe gaan en hy sou die mens voor God verteenwoordig. En dan sou hy terugkom en voor die mens kom staan, voor die volk Israel,
en hy sal God voor die mens kom verteenwoordig. En dit is as ware die ampt van die priester, om 'n verteenwoordiger tussen God en mens te wees. En van daardie dag af, sou daar nooit 'n hoëpriestersrol vakant gewees het nie. Van daardie dag af, elke jaar, eenmaal in 'n jaar, op die dag van Yom Kippur, die groot versoendag, die 10de dag van die eerste maand op die Joodse kalender, nadat die fees van trompette aangekondig was op die eerste van die maand, normaalweg hier middel September. Dan moes die volk vir 10 dae, moes hulle self afsonder en hulle self reinig en heilig vir die groot versoendag, die grootste dag op die Joodse kalender. En dit is slegs eenmaal 'n jaar wat die hoëpriester mag ingegaan het in die allerheiligste van die tabernakel. Om voor God te verskyn en versoening te bewerk deur die vergieting van bloed op die altaar van die Here, op die versoendeksel van die verbondsark, daar waar die Shekinah, heerlikheid en teenwoordigheid van God is, tussen die twee serafs. Eenmaal 'n jaar mag die priester ingaan. En dit is nie sommer van instappie hoor. Luister, moenie dink dat jy kan sommer net instap in God se teenwoordigheid, sommer net so maatjie, buddy nie. Ons moet onthou wie God is. Hy is nie ons speelmaat nie. Ja, hy is ons Vader, maar hy is heilig. En daardie priester, daardie hoëpriester, wanneer hy ingestap het, hy 3 keer ingegaan op daardie dag. Die eerste keer het hy met sy aangesig na die aarde gebuig, met 'n koelvuur van die altaar, van die offeraltaar, wat in die buitehof was, het hy gekom, en hy het reukwerk gehad, en het hy daar die koelvuur daar, met sy hoof gebuig, ingebring in die allerheiligste, met die vrees van God op hom, en hy koel daar neergesit, en dan het hy reukwerk gevat, en het hy op die koel, hy koele het hy uitgegiet, en dan het dit rook gevorm, en hy rook in die hele allerheiligste verval, 'n lieflike reukwerk was dit, en dan het hy so weer uitbeweeg, en dan het hy gegaan, en dan het 'n priester, wat daar buite dienswerk gedoen het, dan het hy 'n bul gebring, 'n jong bul, en dan moes die hoëpriester daar die bul se keel afsny, en die bloed van daardie bul moes hy opvang in 'n bakkie. Dan het daardie hoëpriester weer met sy hoof gebuig, met hierdie bakkie bloed ingegaan, daar in die allerheiligste, maar nou is daai allerheiligste gevul met die rook, want onthou God het in 'n rookkolom verskyn. Jy kan nie God net aanskou en bly leef nie. Hy het hom altyd verskuil agter 'n rook. Selfs toe Moses sê, Here, ek wil die heerlikheid sien, ek sê, gaan staan in die skeur van die rots, ek sal agter jou verby beweeg, want niemand kan God sien en bly leef nie. Ja, amen. So heilig is hy. Hy het priester gegaan met hierdie rook gevulde allerheiligste, en hy bakkie met die bloed geneem, en dan het hy 7 maal gesprinkel op die versoendeksel, en daardie bloed van daardie bul het gedien as 'n versoening vir die sonde van die hoëpriester. Hy moes eers vir homself versoening doen vir sy sonde. Dan het hy weer so, nadat hy die offer gebring het, het hy weer uitbeweeg. Dan het hulle uitgegaan, en dan het daar die ander priester het 2 bokkies gebring. Die een bokkie sou die sondoffer wees, en die ander bok sou hulle weggestuur het in die woestyn vir Asalel. Ek moet tog Levitikus 16 gaan lees, waar hierdie hele program uitgelê word
van hoe die groot versoendag moet plaasvind. En dan sal hulle die lot werp, om te sien watter bokkie gaan die sondoffer wees, en watter bokkie gaan die, wil ek maar praat, die sondebok wees. En dan het hulle die een bokkie geslag, daai bloed weer opgevang, en dan het die hoofpriester vir die derde maal ingegaan in die allerheiligste, en daar die bloed van daardie bokkie ook 7 maal op die altaar, op die versoendeksel gaan sprinkel. En dit het gedien as versoening vir die sonde van die volk. En wanneer hy weer uitgekom het, Ouanu, dan het hulle daai ander bokkie weggelei in die woestyn, en om daar gelos dat hy daar sou sterf, as 'n simbool van die sonde wat uit die laar weggeneem word. En volgens Micha in die see van vergeetachtigheid gewerk word. Interessant, net soveel interessant dat hulle sê die dag toe Jesus sy lewe geoffer het, en daardie jaar toe hulle Yom Kippur gevier het, en hulle die sondebok uitstuur, was die eerste maal waar die sondebok teruggekeer het na Jerusalem, uit sy weg teruggevind na Jerusalem. Want dis nie meer die bloed van bok en stier nie, maar die bloed van Jesus Christus, wat eenmaal vir almal geoffer was. Dis hy wat ons sonde wegneem, is nie meer 'n sondebok nie. En so kan u sien wat 'n absolute respek daar was. En dat die hoofpriester net eenmaal 'n jaar voor God mag verskyn. Wat 'n voorreg het ons vandag om ons hoofde te buig, uit te roep na die hemelse Vader, en ons Vader wat in die hemel is, verhoor ons. Hoekom maak ons nie meer gebruik daarvan? Het ons dalk gewoond geraak aan hierdie voorreg wat ons het, om enige tyd van enige dag voor God te kan kom, en met hom gemeenskap te hou. So, ek ben die hoofpriester mag net eenmaal 'n jaar voor sy aangesig verskyn het. Ons mag ter enige tyd. Dit wys julle hoe gemaksigtig het die mens geraak. Gewoond geraak aan al ons voorreg. So ons sien dat hierdie hoofpriester het versoening vir die volk gedoen. En daar was altyd 'n priestersambt wat die rol vervul deur die geskiedenis van Israel. En ons weet, as jy gelees daar in Numeri 6, toe het God vir Moses gesê, toe God so met hom gepraat het, en die priestersambt ingestel was, het God vir Moses gesê, gaan sê vir Aaron en sy kinders, dit moet hulle tot die volk spreek. En ons ken dit baie goed daar in Numeri 6. Wat was God se woorde? Wat moet Aaron, wat die hoofpriester was, wat moet hy sê? Numeri 6, ons sit dit op ons kar se deure. Kan jy onthou? Kom ons lees dit net vinnig. Numeri 6 vers 22, hy sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê. En ek sal hulle sien. Kan jy onthou Jesus se eerste woorde, die groot hoofpriester, toe hy daar in die tempel kom, in Lukas 4, toe hy sê, die gees van die Here is op my. En hy die goeie nuus kom aandra, het gesê, kom ons lees dit net, Lukas die 4de hoofstuk. Hy het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hy sê in vers 16, hy sê, kom ons lees vanaf vers 8, hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat van brysel van hart is te genees,
om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die jubeljaar. Daai jubeljaar, elke 50ste jaar was 'n jubeljaar, wat alle skuld gedelg was in die kalender van Israel. Jesus kom en sê, ek is die groot skulddelger. Die aangename jaar het aangebreek. Dis die jubeljaar, it's the day of Jubilee. Ek het gekom om julle sondes weg te was. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Dis wat hy toch gesê het by Saggeus se huis in Lukas 19. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Om die gevangenes vry te laat. Dit was die hoofpriester se amp. Hy moes die brugbouer wees. Hy moes die offer bring, sodat mens met God gemeenskap kon hê. Halleluja. En wanneer ons nou kom by ons gedeelte wat ons gelees het, Hebreërs 7, hy sê in vers 23, en hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Met ander woorde, ons as mens, ons gaan dood. So priesters het gekom en hulle het gesterf. En dan moes hulle priesters aan vervang word deur 'n volgende priester. So was daar baie priesters, baie hoofpriesters, wat die volk Israel, wat daai rol vervul het in die volk Israel se tyd. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Met ander woorde, priesters was vervang die hele tyd. Maar Jesus Christus leef vir ewig. Hy het nie nodig om vervang te word nie. En omdat hy vir ewig leef, kan hy nou vir altyd vir ons intree. En kan hy volkome red, die wat deur hom tot God gaan. Hy is ons hoofpriester, hy leef vir ewig. Priesters het gekom en gegaan, nie Jesus nie. Hy het gekom, en vandag is hy nog die lewende hoofpriester. En hy het eenmaal ingegaan in die tabernakel, nie met hande gemaak nie, maar in die hemel self. Gaan lees die eerste vers van Hebreërs 9. As jy gaan lees daar Hebreërs 9, daar vers 11, maar Christus, wat opgetree het as hoofpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en hy ewige verlossing teweeggebring. Jesus Christus het in die hemel self ingegaan, en sy eie bloed, wat gestort was, voor die troon van God gebring, en gesê, it is finished. Die offer is gebring. Dis hoekom, toe Jesus opgestaan het in die dood, het hy vir Maria gesê, moenie aan my vat nie. Ek het nog nie na my Vader gegaan nie. Maar toe hy terugkom, toe sê hy vir Thomas, vat aan my. Want in tussentyd het Jesus die offer voor die Vader se troon gebring. Hy het in die hemelse tabernakel vir jou ingegaan. Daarom het ons nou 'n Christus, 'n middelaar, 'n brugbouer, 'n tussenganger, wat ons met God versoen. Dis hoekom hy sê in Johannes 14:6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die weg na die Vader, daar is nie 'n ander weg nie, want geen ander mens het ooit sy bloed gestort vir die sonde van die wêreld nie. Jesus alleen het sy bloed gestort. Timoteus leer vir ons in Timoteus 2:5 sê, daar is een God en een middelaar tussen God en mens, die mens Jesus Christus, hy is die middelaar. Romeine 5 vers 1 tot 2 praat van dat ons geregverdig is deur die geloof in Christus Jesus. En dat ons nou vrede by God het deur die geloof in Christus. En is daar die geloof wat ons hierdie gawe van genade geskenk het, ons geloof in Christus wat ons geregverdig het by God. Efesiërs 2 vers 18 wat sê dat Jesus het gekom om die evangelie te bring aan die wat naby is en die wat ver is. Ons heidene, ons is ver. Die Jode, hulle is naby, maar hy het die evangelie aan almal kom verkondig, sodat ons almal nou
deur een Gees met God die Vader in gemeenskap kan wees, deur Jesus Christus. Hebreërs 5 vers 6 sê dat Jesus Christus is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En ons weet wie Melchisedek was, daar in Genesis 14, in vers 18, toe Abraham vir Lot gaan terugwen na die hand van die konings wat hom weggevoer het, toe hulle Sodom ingeval het. En hoe Melchisedek uit Salem uitgekom het met brood en wyn, en 'n seën oor Abraham uitgespreek het. Ons weet wie's Melchisedek. Wanneer jy die Messiaanse woorde gaan lees van Psalm 110, en waar hy praat van Jesus Christus, toe God vir hom sê, sit aan my regterhand, tot hy jou vyande gemaak het, 'n voetbank van jou voete, toe praat hy van die orde van Melchisedek. Hier in Hebreërs 5:6 weer, waar hy praat van Jesus, ons hoëpriester, hy's priester vir ewig, volgens die orde. Dit was niemand anders as Jesus self. Wanneer jy Hebreërs 6:20 lees, word dit weer daarna verwys. Jesus is die Melchisedek. Hy is die priester wat sy eie bloed en sy eie liggaam vir jou gebreek het en gestort het. En dis daarin waar die vrede lê. Dis daarin waar die seën lê. Hy is ons hoëpriester. O my liewe vriend, is jy nie bly dat ons het 'n skeieregter vandag nie? Iemand wat kan beslis tussen ons en God. Iemand wat die spel beslis. Wat 'n wonderbare skeieregter het ons nie. Een wat tegelijkertyd God en mens kan aanraak. Amen. Hy kan God aanraak, hierdie Jesus wat ek so lief voor is. Hierdie Jesus wat die engel gesê het, jy sal hom Jesus noem. Daar in Lukas 1:32. Jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Ek het hom so lief. Maar hy kan God aanraak. Want Johannes 10 vers 30 sê dat ek en die Vader is een. Hy is die seun van God, die tweede persoon in die Godheid. Hy is God self. Hy is almagtig, alwetend en alomteenwoordig. Hy het goddelike kenmerke en eienskappe. Hy en die Vader is een, so hy kan aan God raak. Maar hy kan ook aan mens raak, want die woord het vlees geword. Johannes 1 vers 14 onder ons kom woon, en hy het gehoorsaamheid geleer het wat hy gelei het. Hebreërs 5:8, hy het mens geword, in gestalte gevind as 'n mens. Filippense 2, het hy homself ontledig tot die dood van 'n kruis. Hy het homself mens gemaak. Amen. En vir altyd sal hy die seun van die mens bly. Die geweet vandag nog is die wonde in sy hande. Jy sal dit nog steeds sien, die merke is nog steeds daar. Wanneer ons Jesus eendag sien, sal ons nog steeds die merke sien. Jesus. Wat 'n prys het hy nie betaal vir jou verlossing nie. Ja. Hy het sy hemelse staat wat hy gehad het, prys gegee, en vir die res van sy ewige bestaan, sal hy die seun van die mens wees. Jesus. Hy raak God en mens aan. Mama, Jesus is die brugbouer, hy is die brug. En deur hom kan ons nou met God gemeenskap hou. Amen. Daarom kan hy volkome red, die wat deur hom tot God gaan. Omdat hy vir altyd leef, vir altyd leef, vir altyd leef. Jesus. Om vir ons in te tree. Hy is ons hoëpriester. Is jy nie bly dat jy hom ken nie? Yes, I know. Daardie dag op die kruis, as jy op sy gedagtes, Yes. sy sterf, Yes. sodat sy met God kan versoen. God is my Lord. God het sy lewe vir jou gegee. En hy het toegang moontlik gemaak vir my en vir jou Amen. om vandag met God te kan kommunikeer. Ek is dankbaar vir môre vir jou. Ek is so dankbaar. Praise the Lord. Is jy ook dankbaar vir môre? Hallelujah. Vir Jesus. Yes. Thank you God for sending Jesus. Amen. Thank you Jesus that you came. Dat was mooi. Amen. Ag, kom ons staan net vir 'n oomblik met die teenwoordigheid van 'n heilige God. Ons gaan nie vanmôre in op grond van ons werke nie.
Ons verskyn nie voor hom nie. Nee, dis op grond van die soendood van Jesus Christus. Daardie dag toe Jesus sterf, toe skeur die tempelgordyn, waar die heilige van die allerheiligste afgeskei het, sodat geen mens daar mag inkom in die tempel van Salomo. Toe skeur daai gordyn van bo na onder. Hoekom nie van onder daar bo nie? Sodat niemand kan sê 'n mens het dit geskeur nie. Yes. Weet julle hoe hoog was daai gordyn? Amper 20 meter. Glory to my Lord. 10 meter wyd. 10 centimeter dik. En God self kom hy skeur. Waar net 'n hoofpriester net eenmal 'n jaar mag ingegaan het, verby daardie gordyn, word die allerheiligste nou ontbloot. En almal kan nou vrymoedigheid hê. Want ons het 'n hoofpriester wat medelei het met ons swakhede. Prys sy naam. Hebreërs 4:6. Wat met ons swakhede medelei het, wat eenmaal vir ons ingegaan het in die allerheiligste, en nou deur geloof in hom, is ons nou geregverdig voor God, volgens Romeine 5:1, en kan ons met vrymoedigheid voor God verskyn. Dit is die stoot van Jesus. Ons het die voorreg om in die allerheiligste in te gaan. Dit wat net 'n hoofpriester die voorreg van gehad het, eenmaal 'n jaar, het ons nou die voorreg, ons kan nou daarin gaan. Jy kan hier wegstap vanmôre, en jy kan jou kamer deur gaan sluit, en jy kan jou oë sluit, en jy kan met God in die verborgenhede praat, en jy's in die allerheiligste. Amen. Wat 'n voorreg! Hoekom sal ons nie van daai geleentheid gebruik maak? Ek vra u, hoekom sal ons dit nie doen nie? Ja, amen. Is jy skaam? Is jy te besig? Jesus. Of dalk het jy net vergeet Jesus. wat 'n voorreg ons het. Ek wil u nooi in hierdie week. Maak tyd. Yes, amen. Gaan in die teenwoordigheid van jou Vader deur Jesus Christus, Glory die to my hoofpriester, Lord. wat vir jou sy offer, sy lewe geoffer het. Jesus. Ek nooi u. Maak tyd hierdie week. Prys sy naam. Ag Here, in Jesus naam bid ek vir u kudde. Dis u kinders. U het hulle duur gekoop volgens Korintiërs 6 met u eie bloed. Yes, Lord. Julle is duur gekoop. Ek bid vir hulle. Ek bid, Here, dat u in hulle harte opnuut weer die begeerte sal aanwakker om met hulle God gemeenskap te hê. Glory to my Lord. En dat hulle deur Jesus Christus, ons hoofpriester, met u sal ontmoet. Amen. Herinner ons gedurig deur elke dag dat u staan en wag, wat u verlang om met u kinders te ontmoet. Ons wil vir u baie dankie sê, Here Jesus, dat u vir ons hierdie weg kom baan het. Ja, amen. Ons vereer u en ons aanbid u. Yes, Lord. Jesus. Laat u naam geheilig word Amen. in elkeen van ons se lewens. Dank u. En laat u wil geskied. Glory. Dis my gebed in Jesus naam. Met groot danksegging. Amen.